ander ding om te ry, maar nee, Okay. ek dink Okay. Is dit 'n single seater? 'n bietjie meer, lekker Brilliant. tyd op die baan. Wil jy jouself mos maar meet in die beste en hoe Soos jy dit maar altyd daar gekry, dit was photogenic. ja. My racing baie confident kan wees. So as iemand my môre bel en vra my GT, maar so hard soos jy kan Ja. en sien waar jy klaar maak. Dis fantasties. Ek love it. En die Lego reis verlede jaar by Miami. Goeienaand al die 5 ligte kykers, baie welkom by ons episode. Kali, Ja, is lekker om jou te sien. absoluut. En dan is 'n baie spesiale gas vanaand met Morgan Jacobs. Morgan, hallo, jy join ons online al die pad van Gauteng af vanaand. Ja, die pad van vereniging af. Hallo almal. Lekker. Sê vir my, Morgan, vertel ons 'n bietjie wie jy is. Wat doen jy? Ons weet jy jaag motorsport, maar vertel ons 'n bietjie van jouself en wie jy is. Hallo, ek's Morgan Jacobs, ek's 17 jaar oud en ek het nou 'n paar jaar terug begin resies ry en jy sê ek love dit. Dit is 'n baie awesome sport. Ja. Baie lekker om deel te neem met dit. Ek het met karting begin by so 6 maande daar gery. So nie eintlik baie lankie, Ja. maar ja, ek het dit baie geniet. Okay. Ja. Okay, fantasties. Sorry, ek het jou nou Morgan Jacobs sê is Jacobs. Dankie dat jy my reg gehelp het daarso. Maar Morgan, eerstens wil ek net by jou uitvind, jy soos jy nou gesê het, jy het 'n baie vinnige sprong gemaak. Kom ek lees net 'n bietjie vir ons kykers hierso. Jy het in die Silver Cup het jy ingejaag in die AA Recovery Volkswagen reeks in die Corrado Space Frame, né? Nee? Okay. So daar was en dit was by bane soos Kyalami en daar was omtrent 46 kar op die baan. So jy het daar gejaag. Dan het jy ook in die Liqui Moly Passion Series gejaag. Okay, wat deel is van die Extreme? Ja, gaan aan. Sorry. Nee, was deel met die open wheels. Dit was ook baie lekker. Iets anders. Ja. Anders as nou my space ry met die Corrado. Ja. Ander ding om te ry, maar nee, Okay. ek dink Okay, is dit 'n single seater series of is dit ook touring cars? nee, daar is single seater series. So alles is single seaters, maar kry jy die verskillende make single seaters. Okay. Maar almal is single seaters en ek dink daar was omtrent so 12 karre op die grid ek gery het daar. Ja. Maar ek het daai gedoen. Die ook later in die jaar, laas jaar, het ek saam met die Formule Libras gery. Okay. Ek was so nooi om is daar ook te doen. So dit was lekker. Die grid was bietjie groter daar. Ek dink ons was omtrent 26 karre. Oh, So 'n bietjie meer. Lekker tyd op die baan. okay. En sê vir my, hoe was dit vir jou? Dit was nie dat dit altyd oor results gaan nie, maar ek weet motorsport is mos nou competitive en as jy 'n renjaer is, dan wil jy jouself mos maar meet in die beste en hoe voel jy het jy in daai reekse gedoen? Met die single seaters, ek het net een reis in elke kategorie gedoen. Okay. So ek dink in die supervisie het ek derde klaar gemaak. Ek was baie happy met dit. Vir my eerste keer in 'n single seater, dink ek nie dit was te bad nie. Dis brilliant. Dankie. En met die Libras het ek tweede klaar gemaak in die klas. So ek was baie happy met dit en ek dink omdat ek karting gedoen het, het dit my gehelp. Want die single seater is baie dieselfde as 'n go-kart. Okay. Dit is spring maar net in en ry hom soos 'n go-kart. Okay. Nou vertel ons hoekom die vinnige sprong van go-karts af na die Corrado toe. So sê ek was maar altyd in die resies in as 'n spectator vir baie lank, want ek met my pa is in dit vanaf ek 'n baba is. So ek was maar altyd om en rond dit, maar toe sê ek soek nou 'n beurt, ek wil ook dit probeer.
En ons was nie baie lank daar nie, ek dink, my pa wou hê, ek moes na 'n groter kar toe gaan, Okay. maar net makliker daar, en seker maar rolkheid ook oor my, hy het nie baie van die karting gehou nie, dus is vinnig daar uit, my boetie het dit ook gedoen, maar hy het bietjie langer daar gery, ek dink hy was daar vir 'n jaar, Okay. en toe gaan ons altyd nou langbaan toe met die Space Sims. Dink omdat hy dit gedoen het, is dit maar net lekkerder vir hom ook. En die go-karts het ons nou nie te veel soos geplan nie. Okay. Waar het jou liefde vir racing begin? Ek meen jy noem nou jou pa. Ek neem aan jy het so 'n bietjie baie lank tyd spandeer langs die trek as hy nou gejaag het. Maar waar het jy nou jou liefde ontdek vir dit en jy besluit, weet jy wat, ek wil dit ook doen? Soos jy dit was altyd daar, veral ook om my pa dit ook doen. Ja. Maar die eerste keer toe ek nou in 'n go-kart geklim het, was dit van, okay nee, toe klim ek in die bakkies aan my pa, soos van, okay ja, ek wil die ook doen, is nou nie net my boetie nie, ek wil nou ook saam. Ah, So ek dink, daar het bietjie begin, maar hierdie jaar, nou dat ek die BMW ry en my karate gery het, het die liefde eintlik baie groter geword vir die sport. ja. Het ek geniet die langbaan net baie meer as die go-karts. Soos ek die go-karts geniet, maar die langbaan is nou ander baie lekker. Ja. En die mense wat jy daar ontmoet ook, jy maak baie vriende en jy leer baie mense ken, so dit help. Dis fantasties. En vertel ons 'n bietjie oor jou BMW. Jy ry vir PCR wat Pablo Clark Racing is. Vertel ons 'n bietjie jou BMW, wat se kategorie is dit? Bietjie specs en hoe lank is julle reeks daarso? Vertel ons bietjie meer van wat jy daar by PCR doen. Ja, so by Pablo Clark ry ek BMW E46 330i en hy is naturally aspirated. So hy is nogal vinnig. Geniet hom baie. Okay. En hy het 'n baie cool livery met sy wit, rooi, blou en geel. Ons het gesien so op die internet. Lyk Ja, ook baie Kali, mooi. jy gaan vir ons 'n foto Ja, beslis. Daar's 'n paar mooi foto's. Ja, dis baie mooi kar. Hy is baie photogenic. Ja. Okay. En Ry hoor. En ja, ja. jy gaan voort. Die klas van is die BMW en Performance Racepath series. So daar's 4 klasse nou in die kategorie en dis based of time. So ek is nou in klas D en as jy nou vinniger is 'n 114 by Swartkop doen, dan skuif jy nou oor na klas C toe. So hoef jy race half teen jouself en teen 'n lap timer want jy wil heeltyd die beter tye kry sodat jy in die volgende klas kan inskryf. So dis maar die doel om net die lap timer heeltyd te beat. Okay. So Morgan, wat is jou goal vir 2026 dan hierdie jaar as jy nou bietjie jaag en ek bedoel jy jaag nou obviously teen tyd, maar jy weet wat is teen die einde van die jaar as jy nou terugkyk op jou seisoen, wat sal jy graag wou achieve het? Dink definitely die eerste goal vir die jaar is 'n trofee en 'n podium. Die eerste goal vir die jaar. En ja, dit sou baie lekker wees om net huis toe te kom met 'n trofee ook en te sê dit het afgepai, ons het 'n trofee gekry. So dit en ek dink om net alles te kan absorb wat PCR vir my soos offer. Alle goed wat hulle ons leer, alles wat ons soos daar doen, om net soos 'n spans te wees net alles op te souk. Okay. Alright, want jou droom is GT3. Ja. Okay, so ek neem aan iemand soos die Iron Dames Porsche en die GT3 reeks is dalk iets wat jy uit al gehoor van hulle. Ja. So Dis baie cool. dit sal obviously aantreklike jy weet of is 'n aspirasie want ek bedoel dis 'n as ek reg verstaan is dit 'n all women line-up. En ek dink dis fantasties dat 'n jong dame soos jy deelneem aan motorsport. Jy's jonk. Dis awesome dat jou paal involved is.
En dis nie algemeen nie. So ek dink jy staan al klaar uit. Ek dink as ons kyk net na jou resultate en hoe vinnig jy beweeg het. Maar hoe lyk jou leer wat jy moet klim om daai droom te bereik? Ek dink dit is maar stappe wat jy moet vat. Dis maar nou nie 'n switch wat soos oornag gebeur nie. Obviously, ja. So, dink ek moet maar in alle aspekte van my racing baie confident kan wees. So as iemand my môre bel en vra om 'n GT3 te kan ry, ek is wel confident genoeg in myself om te sê ja, ek gaan hom kom ry. So, maar leer soveel as wat jy kan, verstaan soveel as wat jy kan van karre, Ja. net om te sê ek is confident in myself om die kar te kom ry en goed te doen in dit. Okay, dis brilliant. En dan sê vir my, Morgan, ek dink dis 'n vraag wat almal het en ek weet dit gaan op in die hoër ligas en as jy kyk na F1 Academy, as jy kyk na jy weet na die groter karre toe waar daar G-forces is en kyk ons kom ons speel nie om dit nie. Ek weet motorsport is definitief 'n male dominated sport. Hoe as 'n jong dame, hoe vind jy dit? Vind jy dit uitdagend vir jou? Is dit 'n lekker challenge? Jy weet, obviously is dit 'n plek waar jy moet leer om jouself, jy weet, known te maak en jou presence te laat voel daar en nie terug te staan vir enige iemand nie. Jou man te staan. Ja, maar en jou vrou te staan in hierdie opsig. Maar hoe ervaar jy dit? Is dit vir jou ongemaklik of is dit 'n uitdaging wat jy verwelkom en embrace en sê bring it on? Ek dink dit is 'n lekker challenge om te hê, om te sê ek het vir die manne klaar gemaak of ek het hierdie ene gebied. Maar dit is lekker, maar dit is ook as jy jou visor afsit en jy ry uitpop van my af. Is ons maar almal dieselfde. Dit is nie te sê omdat ek 'n meisie is of omdat jy 'n man is ons nou anders op die baan nie. Exactly. Ons is tog almal dieselfde. Ek dink almal is dieselfde. Jy ry maar so hard soos jy kan Ja, en sien waar jy klaar maak. dis fantasties. Ek love it. Sê- Ja, gou vir kan nie. Sê gou vinnig, terwyl ons nou op hierdie min of meer onderwerp is, hoeveel jong dames is daar, ek wil amper sê in die kringe wat rondloop? Ek dink jy's nou op 'n jonger stadium as wat ons van ken en weet van op die kategorieë waarna ons kyk. Ja. So in jou kringe, hoeveel jong dames is daar eintlik wat in motors klim en hom vat en jaag? Ons is nie baie nie. Ons kort nog baie meer, dink ek. In die BMW's is ons maar 2 meisies. So ons is albei in die development program, dis ek en Chloe. En in Silvercup waar ek gery het, ons is omtrent so 5. So dis nie baie nie, maar hoe meer ons kry, raak dit beter. En al die meisies support mekaar. So almal is baie vriendelik met mekaar. Almal sê vir mekaar well done na die race of wens jou good luck. Ja. Dit is baie nice. En ek weet van die karting is daar ook 'n paar meer meisies ook. So ons is 'n paar, ons is nie baie nie. Sou graag nog wil hê, maar ek dink jy ons doen te baie. Dis fantasties. Ja. Ek meen, ek is net verras om te hoor hoeveel ander jong dames daar is wat saam met jou jaag, jy weet. En ek dink wat dit vir ons wys is dat ek dink motorsport groei in Suid-Afrika en dit groei. Dis nie meer 'n jy weet 'n gender ding nie. Dis vir almal en dis wat ons wil sien. Jy weet, en ons love dit om te sien hoe die volgende generasie opkom en in verskillende kategorieë. Ek dink wat vir my so uitstaan is hoe jy jou kennis probeer verbreed deur verskillende klasse te ry. Hier's dalk 'n bietjie van 'n driver's point of view tipe vraag is as jy jou driving style moet opsom,
waar lê jou sterkpunte? Jy weet, is dit jou braking, jou cornering, jou acceleration, jy weet, en ek sal nou by die tweede gedeelte van daai vraag kom, maar kom ons vra eers vir jou daar, wat is jou sterkpunte in jou driving? So moeilike vraag, denk ek. Ek dink my corner speed is alright, dis maar ek dink my sterkpunt. Okay. Ek kan altyd op die brieke werk, tyd op die later of vroeg. 100%, hy's excited. Ek het net uitgaan, dan kan ek weer hoor, sorry. Ja, maar die sterkpunte is maar, ek dink my corner speed, en dan die brieke kan jy maar altyd op werk, op vinniger of stadiger. En ek dink maar die hongerte van, ek wil het graag kry, soos die lap-hand beat, help my maar vinnige tye kry. So sê jy het altyd jou strong points, maar om daai hongerte te hê, ek gaan na lap-hand beat, ja, dit help baie. So dis actually baie cool wat jy daar sê. So vir cornering, is dit beter om bietjie vroeër te breek en toe te laat die kar rotate deur die corner en dan goeie acceleration te hê, of is dit 'n geval van bietjie later breek en kyk of jy die neus van die kar kan inkry waar jy dit wil hê en kyk hoe ver jy die limits kan push? Ek dink dit hang 'n bietjie af van wat so baan jy by is. Okay. Maar daar's daai saying wat sê smooth in, fast out. Ja. En dis maar eintlik die waarheid wat jy sien. So, jy moet dalk klein bietjie smoother ingaan, dalk nie so doodbreek nie, sodat jy vinniger op die accelerator kan kom en hopelik soos 'n vinniger top end speed hê. Ja. So, dit is maar bietjie smoother, want daai top end is maar waar jy jou tyd op maak en waar jy passes maak. So, Ja. jy sê breek op 'n klein bietjie vroeër, sodat jy vinniger op die accelerator kan kom. Ja, brilliant, hè? En dan sê vir my Morgan, obviously jy het te doen met G-forces, jy weet, kom ek meen hoe julle reise is nou nie 'n halwe, dis nie 'n 3 ure of 'n 4 ure reis nie. Maar dit is nog steeds, jy moet fiks wees en jy moet baie oefeninge doen om daai swaar gewig te kan hanteer, daai stamina te kan hê om te kan fokus. So, hoe lyk jou oefenprogram? Jy weet, ek neem aan tussendeur is dit skool en al daai dinge, maar nog steeds moet jy 'n tipe van 'n oefenprogram hê wat jy volg, wat seker maak jy bly fiks en sterk om die motor te kan hanteer. Ja, ek dink die oefening help baie. Ons gaan gym toe, ons try vir so 3 keer 'n week, maar partykeer raak die lewe besig, dan is dit maar 1 keer 'n week. Maar dan ook die mind ook. Ons sien 'n sport psychologist wat my baie help. Oh wow. Hy verduidelik vir jou hoe jy moet dink vir die reis en hoe jy moet try nie oor dit te worry nie, so jy moet half net doen. So dit help baie om te weet jy's in die regte mindset en jy dink clear, want as jy nou begin worry oor klomp goed, dan dink jy nou nie oor wat jy eintlik moet dink as jy ry nie. So hy help my baie. Soos Pablo Clark het dit nou vir ons gedoen, hy het vir ons 'n sport psychologist gekry, wat Fantasties. ek eintlik baie dankbaar vir is. Dis baie cool. Ek het dit nooit gehad nie, ek het nooit eintlik van dit geweet nie. So nou dat ons hom besig is met hom vir die laaste 4 maande, help dit baie. Jy kan sien soos 'n improvement voor die tyd waar jy bietjie meer fokus en jy worry dalk nie so baie oor wat kan fout gaan. Okay. Wow, dis interessant, Dit hè? is baie interessant. Dis nogal Ek love daai aspek van Ja. van sport, die sportsielkunde, want ek dink dis vir baie jong mense, jy weet, en baie drivers. Ek meen, kom ons vat nou, ons kyk na Formula 1, iemand soos 'n Franco Colapinto wat Alpine jaag,
het nie 'n baie briljante Ja. seisoen op die oomblik nie en jy kan sien dis alles in die kop. Jy weet, daar's net 'n mental blok daar. Ja, want So- hy het talent. Presies. Nou is dit cool om te sien dat jy Morgan al klaar van hierdie ouderdom of al klaar jouself reg opline om reg te kan dink vir jou toekoms vorentoe. Ja, ek dink dit help baie. Dis iets anders wat om te leer, want dan verstaan jy wat jy van die kar al verwag en jy kan met 'n clear mindset dink. Ja. Nou sê vir my Morgan, as jy nou moet oefen of jy moet practice, is jy dan in 'n simulator waar jy oefen baie keer of probeer jy maar dit los vir wanneer jy in die kar klim? En jy kan baie practice op die simulator. Ek dink dit help baie want jy kry altyd die kans om baan toe te gaan nie. So die sim help tog baie. As ek 'n sim hier so by die huis wat ons gebruik, Nice. hy het swartkops en red star op hom. So jy kan maar jou tips en tricks daar gaan oefen. Dink dit help baie. Okay. En wat se sim? Ek hou van sim racing. Okay, so Kan ek maar net sê ons albei doen so 'n bietjie sim ja, racing. so wat se sim setup het julle daar? Vir die verkeerde kind. Goeie antwoord. Al wat jy weet is jy kry feedback en hom. Okay. Ek's mal oor jou eerlikheid. Ek love it. Dis brilliant. Dis brilliant. Nou sê vir my Morgan, Ek weet hy het 'n Moza steering wheel. Dis die enigste ding. hey, Moza. Ah, sy. Ons is 'n Moza fan. So jy maak ons aan. Well done. Goeie keuse deur jou familie daar. Dan van sê. En dan Morgan, sê vir my, as jy nou moet kyk, ek meen jy's nou obviously besig om jou karier te bou nou. As jy nou hoe lyk jou tyd vorentoe om skool en jou racing carrière loopbaan en dan ek meen obviously jy's ook op 'n baie interessante plek in jou lewe as 'n jong mens want jy moet keuses maak, né? Nee? Ek meen nie almal van ons is Kimi Antonelli nie, né, wat Ja. op julle ouderdom al in Formule 1 is, nie? Al wens ons almal was, ek meen toe ek jonger was, vir ek ook baie graag 'n renjare. So jy doen al klaar iets wat ek nooit kon doen nie. So well done vir jou. Maar hoe lyk jou besluitnemingsproses vorentoe? Hoe dink jy daaroor? Ek neem aan dis iets wat jy en jou familie obviously en jou sportsielkundige ook moet oorgesels is hoe maak jy daai tipe keuses en hou die balans tussen hier skool, hier's 'n loopbaan na skool, maar jy weet daar's ook bietjie education en miskien dalk 'n ander rigting binne in motorsport wat jy dalk ook van hou. So is daar sulke gesprekke wat jy het vir jou toekoms of hou jy dit eers op ys? Ek dink dit is moeilik om 'n besluit te maak oor die toekoms want ek wil regtig graag dit as 'n karier doen. So, maar dit is moeilik. So, hoe so hard as wat ek wou dat ek 'n karier kan maak. Maar ja, dis maar die droom. En dan na skool is ek nie 100% seker wat om te doen nie. So ek moet maar nog 'n besluit maak. Ja, ek meen ek dink jy het nog lekker tyd en jy het obviously die loopbaan wat jou racing wat jou verder vat. En dan sê vir my Morgan, obviously wil ons hê ons kykers moet jou volg en jou dop hou. Waar kan mense jou volg? Waar kan mense jou races kyk? Jy weet hoe kan hulle in kontak kom met jou? Miskien is daar 'n paar mense hier wat ek weet ons show kyk wat miskien dalk net in kontak met jou wil kom en 'n gesprek jong wil hê. mense. Ja, waar kan hulle jou volg?
Ek het Instagram page, Facebook page en 'n TikTok page. Okay. So hulle is almal onder Morgan_Jacobs_Ouvol. Okay. So jy kan my daar volg. En dan ons reises is op livestreaming en dan kan jy dit ook op YouTube kry. Okay. Baie lekker om te kyk, maar is al die kategorieë vir die dag ook. So dis baie interessante reising om te kyk. Fantastic. So onder watter kanaal kan 'n ou dit kry? As onder die Swartkop website. Okay. Brilliant. Ja, hulle het 'n YouTube channel. Okay, brilliant. Okay, dis fantastic. Well, Morgan, ek dink eerstens well done vir die challenge wat jy aanvat om jou droom na te jaag. Ek dink daar's soveel mense in die lewe wat nie hulle drome najaag nie. En jy het die voorreg om dit te kan doen. En hier by 5 ligte wens ons jou al die beste toe. En ons gaan jou definitief dophou. Ons hou jou al klaar dop op sosiale media en ons hou jou results dop en ons sal definitief bietjie inskakel op jou reises en wil graag kyk hoe doen jy daar. En ons wil ja, ek net vir jou sê ja, asseblief hierdie moenie die laaste keer wees wat jy op die podcast kom nie. Ons sal graag weer teen die einde van die jaar wil hoor hoe dit gegaan. Wat het jy ervaar hierdie jaar en hopelik het jy 'n trofee huis toe gebring. Of daai beker huis toe gekom het. Ja, bekertjie huis toe kom. En ons wil vir jou dankie sê dat jy die tyd gemaak het om by ons te wees vanaand, hoor. Ja, baie dankie. Ek waardeer dit baie en dankie dat ek julle kon join het vanaand. Ek het dit baie geniet. Die laaste vraag wat ek vir jou het. Wie is jou en ek moes dit vroeër vra, maar ek dink nou daaraan dat dit net teruggekom na my toe. Wie is jou motorsportheld? Dis moeilik. Ek dink dis maar seker my pa. Okay, hoekom? Ja, Daar moet iets wees van jou pa wat brilliant is, maar hy is al klaar brilliant want hy laat sy dogter motorsport ry. So ek meen hy's klaar in my boeke 'n awesome pa. Ja. Dink ek baie awesome want hy help ons altyd om die beste uit ons uit te kry. En soos die kar ry gee altyd vir ons die beste kar, die kar wat reg is. Hy weet al ons goed is altyd sharp. So hy help ons baie met dit en net die advice wat hy vir ons gee, dit help baie. En dan dis eintlik my hele familie is in dit en my boetie reisies ook. My ma vat al ons foto's. Dit is maar 'n family event. Brilliant. Maar ja, my pa het van my motorsport help. Fantasties. Dis awesome. So, julle gaan volg, subscribe, gaan na Swartkop se webwerf toe as daar reises is, hou dit dop, gaan loer vir Morgan Jacobs en gaan volg haar en kyk hierdie jong talent wat deurkom in die ranks, kyk uit vir haar in die groter kategorieë wat kom. En weer eens Morgan, ons wens jou en jou familie en almal die beste toe en mag jy 'n paar manne laat stof sien hierdie jaar. Dis hy. Ek gaan trek. Baie dankie. Alright. Morgan, ons gaan aflei. Ons sien jou weer. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons praat weer. Baie dankie julle. Okay, Morgan. Totsiens. Dankie baie. Okay, bye. Alright. Great. Dankie Morgan. Dankie. Ek weet nie hoe om te leef nie. So, ek moet gaan kyk. Wys hy daar by jou, hy's besig om te upload. Ja, dit lyk na 99%, daar's 100% nou. Okay, jy's fine. So jy kan maar net, is daar nie 'n rooi button wat net sê leave nie, soos 'n as jy op hom klik nie. Nee, as ek krosse gaan dalk maar nou baie sê want ek dink is dit. Okay, daar's hy. Go for it. Maar baie julle baie dankie. Alright Morgan, Dankie. waardeer dit hoor. Bye. Totsiens. Okay, daar's hy. Great. Lekker.
Right, Kali, dit was nou 'n interessante interview. Is lekker om te sien Is, né? dat die jong generasie en is 'n dame wat deurkom. Ja, en hoe lekker is dit nie om te sien dat die jong generasie besig is om deur te kom en nie net deur te kom nie, maar hulle maak 'n sukses van waar hulle is. Dis fantasties, is dit nie? Dit is, en ek moet sê, luister, toe ek so 'n bietjie hier deur kyk en ons so 'n bietjie hoor, ons gaan met haar gesels en kyk na waar prestasies lê en ja, dit is my verbaas. Ek kon nie glo Genuine. en ek gaan eerlik wees, ek was nie onmiddellik bewus van haar ouderdom nie. Ek het eers so heel wat later uitgevind na ek al die prestasies so goed gesien het. Ja. Dat hierdie jonge dame, ek amper sê 'n kind, ek moet nou seker nie nou meer kind sê nie, maar Nee. ek bedoel hierdie jonge dame is net 17 jaar oud. En kyk wat doen sy en Jo, kom ons hoop definitief Howard Dobbs, ek dink sy gaan brilliant wees. absoluut. Ek sien uit om te haar toekoms. En weet jy wat is so lekker van haar motorsport is dat haar kategorie het jy nie wiskunde nodig of 'n battery nodig Ag, om te hoe jaag nie. fantasties is dit nie? So, op Dit jy sê nou daarvan, dit bring my nou min of meer op haar en dan nou die naweek wat verby was, Max wat weer daar gejaag het en daai fenominale overtakes in goed wat hy gevat het, wat 'n tipiese Max se manier van ry is om ek wil amper sê hy boelie homself deur sonder om 'n ou letterlik in hierdie geval te stamp. Maar hy het letterlik gaps geslaan wat geen mens gedink het daar was nie. Ek het die fantastiese mooiste overtakes gehad. En ek dink dis waar ons sit met Max op die oomblik. Jy weet, daar's van die groot ou drywers wat al begin moan en sê ja, maar Max moet sy mond hou en hy moet stil bly en ry met wat hy het en waar dit tans is. Maar Max is 'n racing driver. Hy wil nie sit met, ek weet ons gaan nou so 'n paar verandering reëls en goeie oor gesels, maar hy wil nie sit met wanneer moet 'n battery aangeskakel word of wanneer moet ons elektriese engine ry of wanneer moet ons charge en wanneer moet ons hy wil verdomp in die kar klim, die stuurwiel en hy met daai petrol plat trap en hy sê right boys, kom ons gaan. ek weet dis wat hy in sy Merc gedoen het die naweek om die Noordslaaf. Absoluut. En dit was stunning. Ja, En hy het so goed gedoen. brilliant. Ek dink net ook op daai noot Kali wil ons ook net ons het gepost op ons op ons Instagram, julle het gesien het op die Saterdag middag laat was daar 'n 7-kar ongeluk gewees. Dit was 'n pile-up gewees. Een van die motors wat voorgejaag het olie gemors en Juha Mittenen van 66 ja. jaar oud is, het jaag al vir 20 jaar om die Nürburgring al 'n paar wenne en podiums in sy kategorie gehad. Ja. Vir die BMW span waarmee hy jaag. En ja, hy het ongelukkig dood gegaan Ja. in daai scenario wat baie jammer is. So alhoewel ons redelik onbekend is vir enige finish mense daar buite, maar net vir die motorsportgemeenskap wil ons net ons medelee Ja. aan hom en sy familie toedra, jy weet, en dis nooit lekker om te sien dat daar sulke ongelukke gebeur in motorsport nie. Dis dieselfde soos Ja. met Hubert verlede jaar by Samola. So jy weet, dis nooit lekker om daai tipe van nuus te sien en te hoor nie. So ja, ons innige meegevoel daarso en vir die span van Nürburgring. Ek dink as jy 'n marshal is wat op daai tonele afkom, is nooit lekker nie en dan Ja, dit moet hard wees. en dan met jou paramedici ook nog oorvat. So ja, baie ek dink Nürburgring is onder 'n Dis wolk maar en dit wys maar net die gevare van motorsport. Jy weet, en dit is ook een van die redes hoekom hulle in die Formule 1 gestop by Nürburgring. by die Noordslaaf verseker. Nog veilig vir 'n GT3 kar. Ja, veiliger. Maar ook nie. Jy weet, dit hang definitief. af. Dit hang maar net af. Daar's net soveel gevalle, maar dan weer is 'n frats ongeluk. Dit is 'n frats ongeluk, kon net sowel by enige van die ander, kon net sowel by Spalk gewees het, jy weet. So ek wil amper sê ek weet nie of ek regtig so seer die baan die skuld wil gee dalk in hierdie geval nie. Ek bedoel jy het genoem van die olielek van die motor. So daar was omstandighede wat gelei het tot die ongeluk. Ja, 100%. Dis net jammer die uiteinde van die ongeluk. 100%. Ja. Dit is presies. Maar
Kom ons begin en ons is amper by 'n Grand Prix. Is julle ook al so uitgehonger soos ek? Nou, ek is soos later aan soos yes boys, ek het amper gedink ons moet praat oor 'n ou Grand Prix. Ja, pragtig. Iets hier die argiewe gaan uithaal. Gelukkig. Het FIA vir ons Hou die FIA en al die spanbaas ons op hulle tone, want hulle het niks goeds om uit te dink nie, Ja. maar net die reëls meer complicated te maak. So, mense sal nou dink dat 'n paar ouens wat regtig goeie verstand het, sal sê boys, kom ons neek die battery weg. Kom ons sit voet in die hoek En laat loop. en laat loop. En toe gaan hulle en hulle bring al hierdie wat hulle sê refinements. Ja. Okay. En weet jy wat nou? 'n F2 kar gaan vinniger wees. Dit het ek ook al so in my agterste begin wonder oor. So, Ja. kom ons kyk. Kom ons loer gou, want hier Na is die- 4. 4 goed wat hulle aangepas het? Ja. Is ek reg? Dit is Ja, is en 4 goed wat hulle en aangepas het. dit is nie noodwendig dat dit al by Miami gaan wees nie, maar die kans is goed want dan moet nog eers Daar moet 'n paar- afgeteken Ja. word O, op al hierdie okay. goed. Maar nou sê hulle vir ons. Nou dis wat ek so love van die FIA. Jy weet, dit is om een van daai swart Hollandse licorice lekkertjies pers te verf en te sê dit proe soos pineapple of perske. 'n M&M 'n M&M. Verstaan jy? of 'n Smartie, is vir jou Verstaan Smartie jy? en dan kry jy een van daai En Zoltrops. of as jy 'n persmart het, dan het jy voor jy weet het jy 'n grieppilletjie gedrink. Net so. So, my punt is nou, Ja. okay, qualifying. Hulle sê vinniger, meer voet in die hoek, minder wiskunde. I mean, bruh, Okay, maar ons weet almal, as die battery uitgeskakel is die engine stadiger. So hoe is hulle met vinniger? Dis So- my eerste vraag op is. so kom ons kyk eers na die probleem, Okay, Kali. kom ons doen dit. So ons gaan moet lees hierso, want dis hoe damn ingewikkeld dit is. Ja, dis Okay. net vir Want dis nie eens dat ons nie eens tegnies kan wees of probeer wees nie. nee. Ek het vanmiddag ek kom wel deur hierdie goed. vir Tommy en wat is en Matt O, en Matt, ja. se podcast gekyk en dit was net Matt wat daar was en Matt moes dit goed aflees. Okay. Nou verstaan. En ek Dis bedoel- twee manne Ek wat bedoel op dat dit jy is. het letterlik 'n graad nodig om die goed. So die probleem is op die oomblik dat dat die drywers moet heeltemal te veel lift and coast, okay? Om hulle batterye te laai, wat beteken hulle rondes is stadiger en dit is Correct. waar daai overspeed kom, Ja. hence die Ollie Beerman crash. Dis hom. Okay, so hulle oplossing. Okay, hoor nou die smartie boksie hierso. Ja. Okay. Kom maar. Is verminder die hoeveelheid krag per ronde wat jy mag harvest, oes, terugwen, maar hulle maak die piekkrag of die superklip van die battery Ja. maak hulle sterker. So met ander woorde, hulle mag nou die volle 350 kW harvest en nie die 250. So, Ja. nou hoe die hel het ons in die begin op 250? Hoekom het ons net van die begin af 350 gehad het? Wat het hulle laat besluit vir die 250? Energy sufficiency. Ek Nou, maar weet regtig, nie. nou gaan ons in elk geval terug 350 toe. So Verstaan jy? Ek bedoel, kom ons maar net ja. ek Dit ben maak nie in my hierdie geval is dit vir hulle waar die elektriese prys daal. Soos wat Ja. ons petrolprys styg. Verstaan jy? Verstaan jy? Ons bloeddruk styg Ja. oor hierdie scenario, maar ek bedoel Ja. nou is dit vinniger. Okay, so hulle gaan nie baie super clipping kry nie. Okay? Ja. Fantastic, maar dit los nie die probleem op dat ons sit nog steeds met 'n klomp karre wat mooi lyk en te tegnies is nie. Want dit is waar die probleem lê. Presies. So die probleem is nog nie opgelos nie. Nee. Okay. So, kom ons kyk. Volgende reël. Kali,
kom ons gaan eers hierso. Ons gaan ons verduidelik dan nou vir my onthaalwe en Callie se onthaalwe en dalk van julle wat dit nie verstaan nie, is dat die FIA op die einde van die dag verminder die hoeveelheid krag wat hulle per ronde mag terugwen. Okay. So dit beteken die jaars gaan baie meer torque hê. En dit beteken dit gaan minder stres op die battery sit, meer tyd op jou en meer klem lê op jou internal combustion engine, jou ys, op ys. Met ander woorde, die bestuurder hoef nou nie meer so ernstig te konsentreer, laai die battery, briek hierso of rem hier of so jy gaan nou net uit battery daar klip iewers en dan is jy nog with the flow. Dan is jy nog steeds voet in die hoek en dan mag net sekere sections wees. Dis reg. Waar jy mag waar dit nou mag doen. gebruik. So dan's almal in dieselfde posisie. Okay, so dis soos 'n DRS vir jou battery. Well done. Hoe dom. Ek weet julle almal sit so, weet ek wil net vir Toto Wolff sê well done. Jy sit agter alles. En ek gaan nogal stiek kry vir dit, maar weet jy wat, dat 16 principles in hierdie ding en al wat hulle kan dink is geld. Julle weet, die hoeveelheid kyker dis meer as jy persentasie, dis 50%, dis 'n 46% drop in Formula 1 views hierdie jaar. Ja, verstaan nou, hoe bou nie jy ons sport in iets in, wat dit het, weet jy wat nee, die Lego reis verlede jaar by Miami was 'n profesie van hoe die freaking goed werk, hierdie jaar. Dis Legos, dis aan mekaar sit, dis te tegnies, dis te swaar, dis dom, dis freaking die karre lyk mooi, maar daar sit ons ons sit in die 80s, sit ons met turbo karre. Ek bedoel, daar was daar soos die Senna kar van daai is die uit, né? Dis 'n 1.5 liter turbo. Hy het 1000 horsepower gemaak sonder 'n battery. Okay? En hulle het goed geklink ook al mee. En ons mis die klank. Verstaan jy? So weer eens, probleem is nie opgelos nie. Dankie FIA. Hande klap vir julle, hande klap vir Ferrari, hande klap vir Mercedes, hande klap vir McLaren. Well done, alles om die sponsors happy te hou en net om Audi in die sport te hou. Fantasties. Dom. Ja, ek stem 100% saam met jou. Weet jy, dit is vir my, ek kan nie dink dat ouens wat bo in stoele sit, wat besig is om te besef, waar kom hulle geld vandaan, is van kykergetalle, mense wat fisies na die Grand Prix toe gaan. Ek wil my verstout om te sê, as dinge nie drasties gaan verbeter nie, ons sien kykergetalle wat daal. Ek kan sien, ons het dit nou al in rugby gesien, hoeveel keer het ons daar in rugby, wat ons al gepraat het daaroor, as 'n span vir al Suid-Afrika, as 'n span nie perform hier, loop die stadion leeg. Dis alombekend hier by ons, en wanneer gaan dit, so iewers op 'n stadium, kan ek sien, dat selfs die bywoning by Grand Prix, gaan alle minder begin raak. So hulle gaan op die ouend 'n verlies ry. Hulle gaan nie meer hulle geld maak soos wat hulle nou wil te kere gaan. Mense gaan nog kykie, maar mense gaan net nie meer. Dis is kom nou Esso Rugby. Sit die Cheetahs terug in Super Rugby. Ja. Kom on, doen dit. Gee hulle wat hulle wil hê. Terwyl ons nou op die onderwerpe is van ruk reg. Nou, sê hulle ook veiliger verbysteek. Van wanneer af is 'n overtaking manoeuvre veilig. Overtaking manoeuvre is 'n pause om 'n rus te wees. Dis 'n pause om jou skill te wys, om jou einies te wys. Ek weet nou nie, ek moet seker net 'n bietjie meer fluid wees, maar die punt is, dit wys jou staal, wys jou vleis. Kan jy later op die briektrap as jy ou voor jou? Kan jy die switcheroo doen? Nie met 'n bloody battery nie. En hoeveel druk kan jy hanteer as 'n man hier langs jou wil inskuif? En hoeveel kan jy hom wettiglik toelaat? Hoeveel kan jy, ek en jy het nou al 'n paar keer
op die simracing het ons naby mekaar gekom en hoeveel keer het ons elke keer vir mekaar gesê, "Jesus, dit was vrek lekker." Net daai kompetisie en ons het nie een keer aan mekaar geraak nie. Ons het nie mekaar van die baan af gedruk nie. Ons het dit mooi skoon gehou, maar daai kompeterende om verby mekaar gedruk te kom. En ek bedoel dis vir 'n max en daar's nie soveel ouens wat net hulle lewe, dis waaroor die sport gaan. Dis wat ons as kykers actually regtig wil sien. Daar's die Haas dis nou nie die Haas F1, maar dis die Haas Audi span. Yes, ja. Wat die R8 gehad het, hy en Dis Max reg. wat op hy backstraight. Yes. En hulle het mekaar geraak. Ja. Op 324 km/h. En al twee die reis klaar gemaak. Presies. Hulle het nie gegaan en gefrikin. Toys gegooi daaroor Verstaan. en te kere gegaan op die radio gespring en Dis gesê, ouens, hierdie ou raak my of die ou doen dit of dat nie. Verstaan jy? En al wat hulle gedoen het, hulle daai side draft gebruik. Yes. En nou is dit 'n geval van okay, maar dis racing. Maar ek sal veel eerder die Nürburgring kyk. Wel, Die verseker. stadium van die wedstryd. Wel, verseker. Daar's En dan meer gaan ouens my sê, racing. dan gaan ander ouens my sê, "Maar kyk Nürburgring." Nee, ek's 'n Formule 1 fan. Okay, ek's 'n motorsport fan, maar ek's 'n F1 fan eers. Ja. Ek wil die sport terugsien as die beste sport in die wêreld. Dit moet die hoogste wees. Absoluut. Op die stadium van die wedstryd. Is hy verragtig. Ek bedoel as jy die Imola 6 hour die naweek van die World Endurance Championship, dit was uitgepak. Ja, Dit was uitgepak. En Ja. toe wen Toyota vir Ferrari in hulle backyard daarso. daar's hy. Dit was Verstaan jy? lekker. En dit is brilliant, maar dit was goeie racing. En dit was goeie racing. En maar dit is wel wat ek sê, ons soek racing terug. Ons soek nie wanneer batterye mag wat ook al doen nie. Wanneer mag jy dit of hoe moet 'n battery gelaai word en dan klip die ding en So nou met die veiliger overtaking, Kalla. Sit ons nou hierso. Hierso sê ons die probleem. Lees jy vir ons? Ja, die karre sê dit is nou die probleem, né? Die karre se elektriese stelsels was so kragtig dat as die ou die boost knoppie nou gedruk het, ja. dat en die ou voor hom nie was die spoedverskil omtrent lewensgevaarlik vir een van hulle of beide van hulle. Dit was dubbel die spoed, né? En dit was dubbel die spoed en ons het dit met Ollie se ongeluk gesien op Suzuka. Laat ek wil amper sê dis nou die groot probleem en dan die verskriklike tegniese oplossing hiervoor. Okay. Is hulle plaas nou 'n cap, kom ons hou daarby. 'n pet. Jy kan 'n petjie ook opsit as jy graag wil, Okay. maar die pet van 'n plus 150 kilowatt Op die extra boost. op die boost. Ja. En die volle batterykrag is nou beskikbaar, die 350. By die belangrike dele. Ja, nie oral nie, maar by belangrike dele waar ek wil amper sê, dis nou hoe ek hom op my leuke manier baie keer verstaan jou tradisionele goeie verbygangsplekke. Wat hulle hom gaan kies, so of jy verbysteek zones, soos dit nou so. Maar nou het hulle sensors in. Stel hulle die mapping op die kar? Nou wil ek weet, op wat het hulle daai verbysteekzones gebaseer? Want, kom ons wees nou eerlik, die motors was nou vir 'n hele paar jare was dit redelik groot. En nou sien motor is klaar bietjie kleiner as wat dit was vir 'n hele rukkie in Formule 1. Ja. Beteken dit nie nou in 'n mate dat jy sekere plekke waar jy normaalweg sou gesê het, ouens, dis nie 'n verbygang nie, ek gaan hier sit en hang. Nou wag ek vir daai koek. Maar nou eerskielik met die kleiner motor, nou maak dit 'n gaping oop waar dit andersins nie beskikbaar was met die groter motor nie. So jy vra 'n goeie vraag. So ek wil ook sê, hoe gaan hulle daar besluit in die eerste plek? Gaan dit iets wees wat die bestuurder moet aanskakel? Jy weet, ek wil amper sê, dis soos jy net al gesê het, 'n battery DRS. Gaan hy nou besef, ek is nou in die sone, ek is nou binne 'n kwessie van weer, is dit 'n sekond, want hulle brei die verskriklik baie hier op uit nie, né? So, gaan daar weer 'n tydsone, koppeling hier aan wees, of as ek 2 sekondes agter die ou is en ek gooi myne nou, en ek ry jaag vir hom in of / verby, ek bedoel, waartoe gaan ons nou actually met dit? So, maar nou is dit weer, of gaan die kar dit outomaties doen? Dis 'n joke. Ek meen,
Okay, so hier's nou vir die leuke van ons, né? So wedrenne gaan dan nader en veiliger wees. Whatever. Okay? Mercedes weet ons het die beste kar. Maar gaan dit? Kom ons kyk. Miami lê vir ons voor oor 2 naweke. Okay? Of oor 2 naweke. So Ja. hier's nou die opsomming van hierdie hele veiliger bygang scenario. 'n Kar gaan nie skielik soos 'n missiel van agteraf inry en gevaarlike closing speeds hê nie. So dit veroorsaak dat dit veroorsaak dat jy het krag waar jy dit nodig om verby te steek en nêrens anders nie. Nou, hoe maak dit sin? As een van julle ons kan help. Dit sal gaaf wees Want dit asseblief. maak net nie sin vir my nie. Okay? Number 1. Number 2, okay? Is die nat weer, Kalla. Nou, ek meen ons het nie 'n issue gehad met wet weather nie. Tot dusver nog nie. Verstaan? Nee. So, ek bedoel meer grip, minder gly. Ons het nog nie eers in hierdie regulasies nat weer gehad. Ons nie. het so 'n Of het bietjie ons- ons het so 'n bietjie in Australië gehad en ons het Ja, so 'n maar ons het bietjie in nog nie- China gehad. Ja, maar het ons dan gereis in dit. Nee, ons het nog nie gereis in dit. So is dit nog nie regtig die effek Nee. ten volle beleef. Maar nou sê hulle, nou sê hulle die 2026 karre is soos uitskaase, jy weet, hulle sal hulle nie onmiddellike elektriese krag of torque op die agterwiele nie. So die oplossing is dat die intermediate bande nou warmer uit hulle komberse mag kom. Vir dit opgesit word verder word die maksimum batterykrag, die ERS, in nat weer afgeskaal. So jy kan nie heeltemal jou ERS gebruik nie, nog stadiger. So weer eens, wanneer dit reën, is die bande warm. Okay? Nommer 2, jy het minder. Dis nou hoe eenvoudig dit is. Jou bande is warmer as dit uit die blankets uitkom as dit reën. Nommer 2 is dat jy het meer beheer by jou kar, jy het nie al daai torque beskikbaar nie. En dan ook dat jou rooi ligte wat agter flikker is helderder gemaak sodat jaars mekaar makliker deur die reën sproei kan sien. Daai deel is nou vir my, well done. Daar het hulle vir my logies gedink. Maar dit maak niks. Nee, dit maak niks aan die reis sien of aan die goed nie. Die ligte kan ek verstaan. Maak dit veiliger vir 'n ou om 'n ou voor jou te sien want ons weet wat die sproei kan maak. Bande, ja, ons albei weet. Nee, eintlik is die bande nie vir my die dingie. Ons albei weet. Ons ry so 'n bietjie sim. Jou bande opgefire is hier of selfs as jy 'n sekere draai vat, oppas om te vinnig op daai petrol te klim want hy gaan jou gat uitswaai. Maar Kalla, hierdie is mos nou snert, man. So, met ander woorde, ons sit daar. Kom ons drop net gou alles hier. Ons sit met 5 ligte Ja. wat rooi is. Nou is hy almal sit in almal ref soos sit baie turbos korf. is nog nie reg nie. Ja. Hulle sit in 'n refekar en klink soos 'n klomp baie wat hier oorkom. Ek is seker daarvan, en elke podcast wat ek kyk, miskien mense wat hierdie podcast kyk, dink ons is nou soos plaat wat vashak, nê? Nee? Ja, Maar ons het niks anders om oor te praat nie, want dit domineer die sport op die oomblik. Daar's nog niks anders hierdie jaar vir ons gewys in enige Formule 1 ren of 'n oefening of 'n quali of enige iets wat vir ons iets gewys het. Weet jy wat? Dis die positiewe. Ons kan iets meer uit uitkry as batterye. Al wat lekker is om te sien is dat Charles, Lewis, Max, Pierre Gasly, Nico, al die ander ouens, Ja, die wit waks uit hulle stadiger motors ry absoluut. en sideways is. Ja. Dit lyk Dit- spectacular, Lyk fantasties. maar dit is stadig. Maar- Want al wie voorloop is die pionier van hierdie reëls en dis Mercedes. Ja, hulle dalk Ek bedoel dit maar gee dan vir daar my 'n- ingestoot. Dit is soos 'n pysie op 'n poepel. Vir my is dit nie hierdie verstaan jy? Dit staan Ek kan uit dit die nie series beter dom. beskryf nie, want dit is net vir my selfs die feit, maar weet jy
dis hulle hele uitgangspunt was, hulle wil meer verbygange sien, ouens wat mekaar gaan vat, en ja, tegnies gesproke, ons sien 'n kar wat mekaar meer verbygaan, maar ek gaan nie meer lelik wees nie, dis vir my boring om te kyk hoe twee karre mekaar die hele tyd na elke tweede, derde draai verbygaan, want dis as gevolg van 'n freaking battery, nie talent nie, dis as gevolg van 'n battery. Hulle sit nie daar en uitmanoeuvre mekaar nie. As dit was, hulle gaan mekaar die hele tyd verby en is die een ou se talent op die ander ou se talent en hulle werk mekaar se gaal. Ek wil luister hier, dan ons 'n heel ander speletjie gepraat vanaand as wat ons nou praat, maar dit is nie wat dit is nie. Dis 'n battery wat gemanage word. Die een het nie. En nou word hy verbygegaan. Nou die een 'n battery en nou die ander een nie en hulle word verbygegaan. Dit raak later dan ja, okay, die twee gaan mekaar, jy sien hulle agter mekaar en is van, okay, hierdie twee gaan mekaar nou vir die volgende paar laps, behalwe as hier 'n geel vlag kom, behalwe as een van hulle twee dalk nou per ongeluk 'n groot fout maak. Hulle gaan dit nou vir die volgende, ek wil amper sê tot die eerste pit zones gaan begin, of gaan dit die geval wees wat nou gaan gebeur. En hulle gaan mekaar 16, 17 keer verby. Dit kan nog meer ook wees. Ek is nie frustreerd. Ek het die antwoorde hiervoor, ek is eerlik. Ek het nie woorde vir wat Formule 1 is op die oomblik nie. Nee, ag, en weet jy wat, ek het baie mense wat leuke is wat kyk, en vriende en mense wat gesels en wat lief is al voor om my opinie te kom vra na 'n naweek om te weet, hey, hoe het jy gevoel oor die naweek? Hoe was dit? Ouens wat het gesê het, maar weet jy wat? En nou het hulle Daar is ander goed om te kyk. Hulle stel nie belang nie. Nou het hulle 'n triek weggevat van Red Bull en Mercedes waar hulle freaking 2 sekondes van die lap of 'n halwe of letterlik so baie. 'n halwe sekond Ja. ekstra krag want hulle het 'n loophole gevind. Hulle het geweet daarvan en nou die FIA dit gesny. Jy weet dis so dom. Dis is ek Los dit, daar gee die ander spanne 'n kans om dieselfde loophole dan te gebruik. Nou wil Ferrari en Red Bull en almal die Odo Ja. token aktiveer sodat al die spanne kan opcatch. Ja. Ek het gesien dat Honda se nuwe engine is approved Ek het gesien, ja, vir Aston. vir Aston. Ja. So kom ons ek weet nie of Ek dit hoop vir hulle paar ek weet nie of dit nou gaan kom nie. Ja, of dit later gaan kom of iewers Maar in ek die- meen, yes boys, ek meen genius. So, al wat ek net sê is in hierdie episode was nou net om te update oor die refinements wat Formula 1 gemaak het, maar hulle het eintlik nie refinements gemaak nie. Hulle het nog meer de mekaar vir ons gemaak. In steede van dat hulle die gat gepolyfileer het hulle net muurpapier gaan oorplak. Ja, So presies wat hulle gaan doen Ja. hier. En en 'n ander naam gegee. verstaan. Dis al wat hulle doen. So en nou gaan ons die al die glorie en magic sien van Amerika weer die naweek Ja. wat my grensloos irriteer. O, jene. Okay. Behalwe as hulle iemand brilliant kry soos Chris Stapleton om vir ons die Amerikaanse volkslied te sing, dan is dit cool. Ja, sy. Okay, ons kan te werk daarmee. Ja, Okay. dit gee ons ten minste Okay. iets om na aan vas te hou. Come on, Chris. Come on, Chris. Bring hom. Ja. Ouens. Ja. Maak seker julle hardloop nie uit petrol uit nie. As jy 'n dieselkar het, ons is jammer. Ek voel saam met jou. Ek beloof. Soos hulle sê, jy moes maar 'n petrolkar gekoop het want die straat van Harmoes keer dat jy diesel kry. Petrol, Trump, diesel. F1. Lyk vir my hulle wil val almal in dieselfde kategorie op hierdie stadium van die geveg. Ai man, luister, ouens, weet jy wat? Ons is bietjie negatief daaroor, maar ons bly passief oor Formule 1, passief oor motorsport. Dis hoekom ons negatief raak oor dit. Ja, want ons gee om. Want ons het daai passie daarvoor. Ons gee om. Ons weet wat in die verlede gebeur het en hoe dit was. Kyk hoe staan hierdie beautiful karre hierso. En daarso. En hierso, V10s. Staan jy? Ek bedoel ewen verlede jaar se karre is beter. Ons Geef ons die trokke terug. Ja. Nou, ons kla oor die groot swaar karre, maar gee hulle terug.
wanneer jy help weet. Bring Verstaan hulle. jy? Kwat, hulle staan iewers daar in 'n garage. Ek kan nie dink man, dat hulle net die Ferrari sin in asseblief. Wel, okay, ek hoor jou. Nee, maar Ferrari kan hulle wat 23 sin gaan uithaal? Was dit 23? 24. 24 sin kan ons mee werk, maar nie 25. Nee, 25 sin. Einde 24 sin, ja. So kom ons kyk wat lewer dit op. Ons gaan volgende week weer inskakel. Ek gaan ons 'n preview doen van Miami. Dan gaan ek vir daai naweek moontlik weg wees. Okay, en Samola toe. Die Samola gaan kyk. Indien die weer dit vir ons toelaat. Oh, bygesê, né? As die weer dit nie van toelaat nie, gaan ek wragtig nie in die reën gaan staan nie. Maar ons gaan ons bes te doen. En dan sal ons vir julle sien. Ons sal 'n paar video's maak van daar af. Lekker. En dan sien ons julle vir die Miami Grand Prix. Kala? Enige laaste gedagtes? Kom ons sluit hom af. Ons het ten minste Wat wil jy bid? Kom ons sluit af en sluit julle oë. Maar kan ons die hoofde buig asseblief vir Formule 1? Ja, weet wat? Kom ons probeer dit dan op 'n positiewe noot en dan nie heeltemal net negatief. Weet wat? Ons het die naweek fenominale GT3's gesien. Ons het vir Max hulle daar gesien. Ons het Imola gesien. Ons het nou vroeër vanaand 'n heerlike gesprek gehad met 'n ongelooflike jong dame Morgan wat Jacobs. opkom. En Stewart hulle En goed gedoen. ek wou nou net gesê het en dit is vir my volgende by wat was hulle by Spa of by Portimao? Portimao, ja. Portimao. En hulle het net so lekker gedoen. So, weet jy wat? Gelukkig vir ons is daar het ons al maar weier belangstelling as Formule 1, want ek dink as dit net Formule 1 was, dan Polse sny nog 'n goeie oorweging. Nee, gaan doen jouself 'n guns, gaan kyk die highlights van die WEC. Ja. Van Imola, want daai dit hypercars het briljant gery. Dit was goed. En Imola het net weer gewys hoekom hy hoort op die F1 kalender. Ja, By the way, ek stem. FOM, Liberty Media, Mm, kry hulle act together, man. Vragtig. stem 100% saam met jou. En Ja, so dis kom ek sê op 'n positiewe noot, so laat 'n mens daarom daaraan dink. so, dames en here, laat dit juig. Volg daai jong dame, Morgan Jacobs. Okay? En volg ons, subscribe. Jy weet, help as jy jou toys uit die kot uit wil gooi oor Formule 1. Sit dit hier in die comments. Deel saam met ons. Deel saam met ons. Wat frustreer jou? Wat sê vir ons bietjie, wat wil jy sien? Wat se engines wil jy terug Is dit sien? net ons wat so voel of voel julle Hoe ook voel so? julle ook so? Ja. Los 'n bietjie in die comments daar. Gaan op ons sosiale media. Ons gaan 'n bietjie die vraag dalk vir jou vra en dan dan kyk ons wat lewer hierdie Smarty Box nou vir ons op in Miami. Maar op daai noot Ja, sê sê wat ons 'n noot dit is, maar ja. tralalala diri da tot ziens.